Daar is julle, ons nou uiteindelik op pad Nampo toe. Diesel is 'n bietjie duur. Ons gaan dit maar so doen. My tasse is gepak agterop en ek het my hond gelaai ook sommer want ons het so 30 km se range. So wanneer ons nou pap is, dan kan ek nou nie alleen loop nie. So, sien julle daar. Daar is julle, dag sê en welkom terug by 'n nuwe video. So, vandag is ons op pad Nampo toe. Bakkie is gepak, tentjie is op en nou gaan ons die lang pad aandurf eers Heidelberg toe. Soos van julle nou al weet, het ek 'n meisie, sy bly in Heidelberg, so ek gaan deur vanaand by haar, slaap by haar en dan môreoggend vroeg gaan ek beplan om so 3 uur weg te kom daar, 3 uur en 4 uur en dan gaan ons uit Nampo toe. So, dis waaroor hierdie hele video gaan. Kyk wat op Nampo is, kyk hulle nuwe tegnologie. Ja, daar's 'n paar nuwe surprises. Ons gaan die eerste video van die Boer SA Media skiet, so kom saam. Dan vat ek julle vir 'n toerie deur ons pragtige Noord-Transvaal. En dan Gauteng en dan na dit gaan ons in die Vrystaat in. Niemand kan neus vir die Vrystaat nie. So, kom ons rol. Daar is hy, ons kom nou hier deur Nylstroom, daarom al 300 kilos afgelê. Die N1 verveel my verskriklik. So ek draai gewoonlik af, dan ry ek die R101 en dan, ja, is mooier hier deur die berge. Ja, hy is 'n nare storie, 'n nare verhaal. 'n Mooi kerkie. Mooi kerk daar in Nylstroom, julle wen. Right, voor lê die Waterberge. Kom ons gaan. Warm bad. Ek dink maar die mense bad nie sommer koud in die plek nie. Maar of die son weet jy, in 'n geval. Right, N1 toe. Right, ons kom nou hier Pretoria in en dit laat my dink, daar's nie baie goed wat my sal traumatiseer nie. Daar's nie goed wat ek nou werklik voor bang is. Slang in die huis, so right, is nie lekker nie, maar hy's daar, Frans op by die bike en val, bietjie seer, is een van daai dinge. Maar daar's een ding wat ek oor en oor besef as ek hiernatoe kom, wat my totaal en al boureer en traumatiseer wat ek glad nie van hou nie. En dis hierdie. Traffic jams. Al kan ek 'n miljoen rand 'n maand maak hier nie, sal ek nie hier bly nie. Elke liewe dag dit weer gaan. Moet kyk daar, dis ons weer. 40 km hier. Nee boys. Ek weet nie wat, daar's 'n oplossing regtig nie, want dit is maar verkeerd. Dis baie mense, maar ja, ek sal chap aan die Bosveld, dankie. Ek meen as ek 'n miljoen 'n maand maak, wins. Sal ek maybe. Miskien. Maar yes, die traffic lyk maar kakkerig hoor. Ja, los dit. Ek sal settle vir binne daar aan die Bosveld. Daar is hy, goeiemôre, jy uit 'n ijskoue Heidelberg. Pak nou die laaste tassies in die bakkie, dan skiet ons uit Botawil toe, wel, Nampo Park toe. So 2,5, 3 ure se ry, hang vir die verkeer is, so ek is wel baie bly dat ek hierdie boks opgesit het, want ek het hom gekry dieselfde tyd wat ek 'n meisie gekry het. Want boys, jy kan nie glo die hoeveelheid goed wat bykom om te pak as jy 'n meisie het nie. Dit is vanity case, dit is klere wat jy nie net in 'n tas mag gooi nie. Nog vanity case, kussinkies. So ja, as jy 'n meisie kry, skaf vir jou so ene aan. Of net 'n canopy in geheel, dan kan jy alles net ingooi, so default setting. Ja, het ek al die goed rearrange, dat ons in die pad kom.
Alright, gou diesel vol gemaak hier in Parys. Dit is 'n lekker koel oggend. Dit is darem nie te bad nie. Dit is so 6 grade hierso. So ons dra 2 kortbroeke, twee onderbroeke, 2 kortbroeke en 2 kouse. So ons mag nie ingee vir die langbroekie. Maar ja, verskriklik baie verkeer, klomp bakkies, Hilux cruisers, boere op pad Nampo toe. Ook 'n klomp my lewe begin waar die teerpad eindig, girls, die Suzuki Swifts en die goed is ook hier op pad verby met die blonde haartjies is gedoen. So ons sal hulle ook al kry. Laat ons op die pad val. Die laaste stukkie kry julle by Nampo. Ek sou nie sê dit was die slimste move van my om Nampo toe te gaan op die dag wat hulle die Hilux wêreldrekord aanbied nie, want die paaie was chaos. Ons was hier op 'n grondpad deurgestuur deur die GPS. Hy kon self nie besluit waar hy wil gaan nie. Al die paaie was vol karre en dit was nag. Hierso het ons daarom aangesluit by die main tou op pad Nampo toe. Dit was seker so 10 km buite Nampo Park en ons was in hierdie tou vir 'n halfuur tot 'n uur gewees voor ons in Nampo Park ingekom het en ons was self vroeg. Ek dink ons was 7 uur in daai tou. So ja, uiteindelik na 'n lekker grondpad. Ek gaan nie lieg nie, ek het dit geniet, maar dit was nie die plan gewees nie. Ons wou graag vroeër by Nampo uitkom, so in die toekoms gaan ek by beplanning beter moet doen. Verseker nie die besigste dag kies om Nampo toe te gaan nie. Maar dit daar gelaat het ons uiteindelik binne gekom en ek was kinderlik opgewonde om vir die eerste keer in seker 7 tot 8 jaar by Nampo te wees. Dames en here, kom ons gaan explore. Welkom by Nampo 2026. So terwyl ek net vir rondstap en Nampo inneem, kon ek nie my kop laat dwaal van die doel hoekom ons hier is nie. Ek is hier om te werk. Ek moet die agri-sektor van Suid-Afrika in die hitte van sy oomblik oortuig om my te gebruik vir al hulle bemarking en videowerk. Van die ou wat hamermeele bou in sy skuur tot die grootste name in die bedryf. Ek was weg Amerika toe vir 5 jaar en alhoewel baie mense my herken het van boer Amerika af, het die groot manne nie idee wie ek is en wat ek eintlik hier soek nie. Ek gaan met julle eerlik wees en sê dat die eerste dag het my solid gewen. Die massiewe skaal van die skou, hordes mense en die feit dat ek iets probeer verkoop aan iemand wat self iets probeer verkoop, het my gemoedere maar laag gehad. So ek het toe besluit om dag 1 se missie te verander. Ek gaan Nampo geniet en sy uitstallers leer ken sonder enige verwagtinge. Ek maak notas en skou by elke stalletjie waar ek verbygaan. Ek kyk uit of hulle iets nuuts op die mark bring, vriendelik is met jou en jou welkom laat voel. Jy kan sommer vinnig met die eerste paar sinne van 'n gesprek aanvoel of die mense jou daar soek en of hulle sou belangstel in professionele videowerk. So met my notas gemaak en die maatskappye op 'n lysie vir môre, het ons rustig deur Nampo gegaan, alles ingeneem en het ons dag geniet. So hierso is nou 'n stalletjie wat ek goed ken. En ek hoor hulle het vir ons 'n verrassing hier binne wat wag. Kom ons gaan kyk. Blykbaar is 'n nuwe 9RX hier. Kom ons gaan sien. Dan skop ons dit af. Hierso 5 reeks, al die 6 reekse. Maar ek weet almal van ons wil een ding sien. Lyk my daar staan hy boys. Trekker sal julle onthou van Boer Amerika, wel die wiele 1 en die 4 treks. Nou dames en here hierso. Ek het nie vir julle so ene kon wys in Boer Amerika nie, maar ek gaan vir julle nou een wys. Splinter nuwe John Deere 9RX 830. En ek sê vir julle, ek het geweet die goed is groot van die vorige model, maar die nuwe een is hy is nie baie hoër nie, maar hy is verskriklik lank. Hy is enorm. Baie mooi. Baie groter tracks as ek dit so kyk. En dan hierdie neus. Ek meen kyk hier daar. Intimiderend. Nice. Verder in die stalletjie, uit daar 14 planters. Daai kant is al die 6 reeks trekkers. Spuit is daai kant, S7 stroper.
Lekker. Right, klaar daar by John Deere. Volgende interessante ding wat ek hier vir julle het is Lemken se stalletjie. Julle onthou hierdie blou masjiene van die Boer Amerika reeks so. Ek sien dit klomp goed. Kom ons kyk wat's net hierso. So hier by Lemken het hulle 'n nuwe Onyx ripper op display gehad. Ongelukkig het ek nie baie tyd gehad om vrae te vra oor die produk nie, maar ek hoop om binnekort saam te gaan as hulle hierdie fris stuk staal deur die toets druk op 'n paar demo dae. Dit is altyd lekker om hier by die groot blou grondbrekers verby te gaan, maar vir nou moet ons nog baie grond cover. Ons het skaars 'n kwart van die fees gedek en hulle nog baie voor. So ons volgende stop was natuurlik die launch van die nuwe Hilux gewees. En vir my was dit nou glad nie 'n groot boei nie, want hulle is al vir so lank te koop in ander lande en ek het self video's waar hierdie goed optrokke verby ons huis gaan, Zimbabwe toe, Zambia en al die buurlande, maar ons in Suid-Afrika kon net nie ons hande op hulle kry nie. Dit was vir my baie confusing. Ek weet nie hoekom ons hom moet kry na Zimbabwe en al die lande hier buite nie, maar dit is seker Toyota Suid-Afrika se besluit gewees. Dit daar gelaat, ek is mal oor die nuwe platform. Dit lyk vir my baie mooi. Dit lyk futuristic. Ek is mal daaroor dat hulle die interieur ge-upgrade het, want die interieur op die vorige was nie vir my baie mooi nie. Ek is ook bly dat jy uiteindelik air vents agter het vir die passasiers, want dit was altyd 'n bakoond daar agter. 2.8 GD6, ek is mal oor daai engine en radklas kombinasie. Baie betroubaar, goeie performance. En overall is dit net 'n baie goeie platform, engine, radkas, bakkie size kombinasie. Hy werk baie goed, hy het genoeg krag. Ek sal wel wil hê dat ons in die GR model wat nou gaan uitkom, 'n V6 sal hê of 'n stryd 6, enigiets wat 'n ware competitor vir die Ranger Raptor sal wees, want heidaglik staan ons as Toyota ouens redelik ver terug as dit kom by die Ranger Raptor, want hy het net so baie krag en hy is 'n baie goeie platform. So, Toyota asseblief, gee vir ons 'n GR met 'n V6 en meer as 250 kW. Alright, Nampo is klaar Woensdag. Dit is nou chaos, dieselfde chaos wat ons gehad het om in te kom, is dit nou om uit te gaan. Daarom 'n suksesvolle dag, 'n hele paar companies benader in verband met die nuwe Boer SA Media wat nou vlam vat en opskop. Ek kan nie verwag dat hy in eerste dag, jy weet, mega corporation gaan raak nie, maar die voet in die deur kry en daar aan die gang kom. So, nou moet ons hier uitkom. Ons het so 30 km se ry, ons bly naby Leeudoringstad, so dis nie so ver nie. Maar ja, teen hierdie pas gaan ons eers vanaand 10 uur aankom, so keep you posted. Yes, jy het daarom genoeg gepak vir die wagtyd. Ek weet nie of julle daar kan sien nie, maar dit is chaos. Al hierdie karre moet uit. Ons het die rooftop tent hier agterop. So ek dink ons moes hom eintlik net daar agter in die parkeertrein opgeslaan het en as middagslaapie gevang het tot al hierdie karre weg is, dan in die queue val. Maar ons is nou hier. Ons het vir ons 'n kampplekkie geboek by Lumana Oord. Dit sit so lekker teen die Vaalrivier, nie te ver van Nampo Park af nie, maar ook ver genoeg dat dit nie crowded is nie. Ek dink baie mense het in die winter gegaan vir chalet, so die omliggende kampterreine was nie so besig geweest nie. Dit was wel bibberend koud, so ons het besluit om ons aandete binne in die rooftop tent te eet, want die windjie buite het reg deur jou gesny. So in die toekoms sal ons definitief 'n hele paar komberse en baadjies ekstra pak. Maar ja, Lumana se opset was mooi, ablissies was netjies, so hulle sal ons verseker weer sien. Takeaways in die rooftop tent. Dis hoe dit mag gaan. Right, tent is opgeslaan. Waar jou koene? Dis 'n lekker koue oggend hier op die Vaalrivier se oewer, hier naby Leeudoringstad. Ons gaan vanoggend weer Nampo toe, kyk of ons nog 'n paar jobs kan kry. Lekker plekkie by Lumana Oord. As jy Nampo toe kom en jy soek 'n lekker rustige slaapplek, gaan nou wel tent moet bring of 'n karavaan of iets, maar dit is definitief heel netjies, lekker, goed geprys. En rustig, dis die groot ding, lekker rustigheid. Right, sien julle by Nampo, dag 2. Vandag 2 van Nampo was ons eerste stop by die manne van E-Tech. Ek het vooraf werk gereël met hulle en wou dit graag vroeg afneem terwyl die sonsestrale nog mooi skyn en die beligting goed was. Dit is altyd lekker om by hulle verby te gaan en te sien hoe hulle vooruitstreef in die elektriese voertuie sektor.
Ek was die eerste keer so beïndruk met die kwaliteit van hulle produkte en die gehalte mense wie hulle is, dat ek besluit het om 'n handelaar te word vir hulle, tesame met my 4x4 winkel hier in Limpopo. So as jy belangstel aan een van hulle 100% elektriese karretjies, jy weet wie om te kontak. Hulle het ook op Nampo vir ons 'n nuwe verrassing kom wys, lithium starterbatterye. Ja, soos die tipe wat jy in jou bakkie, jou trok, jou trekker en ewen jou grasner kan hardloop sonder enige hitteprobleme. So geen meer kopseer in die wintermaande as al daai old-fashioned loodsuurbatterye begin gees gee nie. En dis ook dan nou waar Boer SA Media aankom. Dit is 'n neutrale gegronde bemarkingsplatform wat ek skep vir alles binne die agri en die buitelugsektor. Die doel met dit is om besighede wat werklik 'n verskil wil maak, innoverend is en werklik goed na hulle kliënte kyk te bemark. Ek verteenwoordig die boere en vra die vraag wat jy as boer het voor jy jou kosbare rand en sent op enigiets gaan spandeer. So as hierdie lithium starterbatterye jou aandag getrek het, gaan kyk op Boer SA se media bladsye op Facebook, Instagram en TikTok. Daar sal jy die hele gesprek kry wat ek en Tiaan voer oor hierdie lithium batterye se goed, sleg en of hulle werklik 'n kopseerbreker gaan wees vir jou plaas en jou besigheid en selfs jou persoonlike voertuie. En as jy self jou besigheid wil bemark of videowerk nodig het vir hom, kontak my gerus, dan stel ek vir jou 'n pakket op wat jou sak en jou doeleindes gaan pas en vir jou werklik gaan geld maak aan die einde van die dag. Ek het toe later deur die dag die mense van Hors ontmoet. En die eerste, "Hi, ek onthou jou van Boer Amerika," het die ys gebreek gehad en die gesprek het lekker gevloei. Ons het gesels oor nuwe idees vir videowerk en ek kon toe agterkom dat hulle 'n pad saam wil stap en ons iets baie groot kan bou uit hierdie uit. Johan het toe vir my hulle nuwe Leap spreier gewys en soos julle almal weet is ek gek oor spreiers. Hier is die grootste een op Nampo en dis nie net sy size wat my verstom nie, maar die tegnologie en vakmanskap rondom hom. Alles is goed deurgedink en ek kan nie wag om hom vir 'n paar hektare se spuit te vat as plantseisoen opkom nie. Gaan kyk gerus my en Johan se gesprek oor die nuwe Leap spreier op Boer SA Media. Kyk, daar is nou nie baie trekkers wat by die nuwe 9RX se 830 perde kom nie. Maar as ons praat van looks, dan is Klaas se Zerion 12 nogal heel klaasie. Ek het nou nog nooit self met jou van hulle gewerk nie, maar van die oog af lyk hulle vir my na die real deal. En ek dink daai 650 perde onder die bonnet sal graag wil hardloop. So Klaas Suid-Afrika, nooi my bietjie uit daar op 'n demo dag saam julle toe, dat ek vir myself kan sien of hierdie Zerion, die groen en goud, behoorlik kan gas gee. Glo dit of nie, maar teen die tyd van dag 2 was die dag ook al op sy rug en ons voete was al lekker lam geloop. Ons het die res van die middag net geniet, gaan droom oor Porsche GT3's, 'n paar mooi Massies en Fendt gaan uitkyk en weer eens besef dat ons eintlik so min van Nampo gedek het. Ek neem aan dit gee ons net 'n rede om volgende jaar weer te kom. So wat's volgende? Wel, as jy die naweek van die 5de Junie by die Stroperesies gaan wees in Lichtenburg, dan sal ons jou daar sien. Ek het 'n paar produkte om af te neem en ek moet ook verder groei aan Boer SA Media. Okay, wag, voor ek gaan. Ek wil weet, wat is die storie met hierdie nuwe ligte op die fence? Raak ligte op 'n voertuig ook nou ekstra of is daar 'n rede vir dit? Ek wag maar vir julle daar in die comment section. Dankie dat jy gekyk het. Goed gaan en dan sien ek julle by die Stroperesies. Cheers.